Mede-reportryers, ek is Wimpie Bos, ek is voorsitter van die Reportryers-korps in Gramstad en ek wil graag vir julle net so vinnig 'n blik gee op wat ons gedoen het in die afgelope 2 jaar. En tydens Januarie se vergadering hou ons gewoonlik 'n afskopbraai waar ons die enige nuwe lede, moontlik nuwe lede nooi en dan ook aan die einde van die verrigtinge sal ons dan ook moeite doen om hulle te probeer te betrek. Dit bly egter 'n uitdaging aangesien dat baie min van die jong mense deesdae by organisasies wil betrokke raak. Ek het ook gekonsulteer met ons Engelse vriende in Gramstad en hulle ondervind dieselfde probleme om jong mense te kry om aan te sluit by organisasies. Ons hou elke maand 'n maandvergadering waar tydens ons sprekers nooi van tyd tot tyd en die een spreker wat vir ons uitgestaan het in die afgelope 2 jaar was Tinus Jurgens se praatjie oor sonenergie. Dit het baie goeie byval gevind by ons lede en ons het regtig dit geniet. Dan wat aanbetref ons projekte wat ons aanbied, ons hou elke jaar 'n het hierdie jaar 'n waterprojek by Brookshore Home gedoen. Nou Brookshore Home is een van ons ouerhuise op die dorp en ons het hulle gehelp om 'n tank en 'n pompie op te sit. Soos u weet, sit ons met in Makanda, soos Gramstad nou bekend staan, met 'n geweldige waterkrisisprobleem en ons sal hoop dat hierdie gaan 'n verskil maak vir die ou mense. Dan wat aanbetref, ons het ook tydens die jaarlikse reportryers se braai kompetisie het ons as korps deelgeneem en elke lid het 'n braaidag geneem. Ek dink ons is een van die min korpse wat dit kan sê. Ons weet ons is 'n klein korps, maar elke een het 'n dag geneem. Dan het ons ook 'n besoek ontvang van hoofkantoor, as ook van Graffinet se korps van die Oos-Kaap, waar tydens ons 'n braai gehou het en daarna gedagtes uitgeruil het tydens 'n vergadering. Dan wat betref ons sosiale item, ons hou elke jaar in Julie maand hou ons 'n Kersfees in Julie item waar tydens ons die moeite doen om die 'n boom op te sit, die tafels te versier en ook geskenke uit te deel en daarna met 'n aangename ete die verrigting af te sluit. Dan wat betref ons in Oktober hou ons padwedloop. Nou die padwedloop hou ons saam met Hoërskool P. Olivier en elke jaar is daar 'n organisasie wat baat vind by die inkomste wat ons genereer uit die padwedloop. Nou 2025 was dit Makana Revive. Nou Makana Revive is 'n organisasie hier in Gramstad wat slaggate regmaak en ook help met take wat die munisipaliteit nie verrig nie. Dan wat aanbetref ons Kersmark, ons hou elke einde November, begin Desember hou ons 'n Kersmark saam met die NG Kerk op 'n 50-50 basis. Die inkomste wat ons daar uit genereer is word ons weer in Januarie gebruik om 'n leerder van Hoërskool P. Olivier te borg vir nagraadse studies, as ook 'n Rhodes Universiteit Afrikaanse student. Nou ons een van ons eerste studente wat ons gehelp het, is nou op die oomblik haar meestersgraad voltooi en sy sal in April maand haar graad ontvang. Dan gee ons ook donasies jaarliks aan Hospice, Helpende Hand en ook Albani Museum. En ook tydens die prysuitdelings aan die einde van die jaar gee ons
pryse vir die beste leerders in Afrikaans aan Hoërskool P. Olivier, maar ook aan 2 Engelse skole, naamlik Graham College en Victoria Girls High. In Desember sluit ons jaar af met 'n jaarlikse afsluitingstoernee waar tydens ons toekennings ook doen aan ons lede. Dit in netedop is wat ons doen hier in Graamsstad. Ons is min mense, min lede, maar ons probeer ons bes om 'n verskil te maak in ons gemeenskap. Ek dankie.